Kom ons kyk na Bybelstudie. In jou handleiding is daar 2 voorbeelde van Bybelstudie metodes wat jy kan gebruik. Ons gaan later nog metodes bespreek, maar probeer daai en kyk hoe werk dit vir jou. Kom ek gee vir jou 6 wenke wanneer dit kom by Bybelstudie. Ek dink die eerste belangrike wenk is, moenie rond en bond lees nie. Moenie 'n versie hier, 'n versie daar, 'n versie daar, 'n versie daar lees, wat niks met mekaar te doen het nie. Moet asseblief nie die Bybel oopslaan metode volg, om net te sê, Here praat met my en gooi jou Bybel oop en lees wat ook al jy het om te lees nie. Ek dink 'n mens moet bietjie meer sistematies werk in jou Bybelstudie, sodat jy toelaat dat jy kan groei saam met die karakters wat in die skrif is. Want daar is regte egte mense wat 'n regte egte pad met die Here gestap het en dit kan vir jou help om saam met hulle te groei. Nommer 2, maak gebruik van verskillende vertalings. Jy kry jou meer direkte vertalings soos jou 1953, 1933 vertalings, soos wat bekend staan as die ou vertalings. Dis jou meer direkte vertalings, of jy kan die 2020 vertaling gebruik wat nou onlangs uitgekom het, wat ook 'n direkte vertaling is. As jy hou van Engels, dan kan jy die New King James of die King James version gebruik wat ook 'n direkte vertalings is. Maar moenie net direkte vertalings gebruik nie. Gebruik ook dinamies ekwivalente vertalings soos die NIV of die 1983 vertaling, die nuwe vertaling wat vir jou kan help. En dan is ook natuurlik parafrases of dalk 'n bietjie meer moderne vertaling soos die Nuwe Lewende vertaling of the New Living Translation. As jy ten minste 3 Bybels op jou rak het, as jy Afrikaans is, kry vir jou die 53 vertaling, kry vir jou die Nuwe Lewende vertaling en kry vir jou die nuwe vertaling, die 83 vertaling. As jy Engels een wil ingooi, dan kan jy kies, soek jy direkte Engels, parafrase Engels, of soek jy net 'n dinamiese ekwivalente. Nou, gaan Google hierdie terme, ons sal dalk in 'n ander video die verskille verduidelik, maar ek dink jy moet ten minste 3 verskillende tipe vertalings hê. Nommer 3, pas op vir dagboeke en boeke. Dit moet slegs 'n hulpmiddel wees. Dit moenie jou primêre manier wees van Bybelstudie doen nie. Baie keer lees ons Solly Osterwet se boeke en ons niks fout daarmee nie, maar dis net te vlak vir jou om werklik geestelik te groei. Dis meer 'n gedagte vir die dag as wat dit is om werklik die vleis te kry wat in die woord van die Here staan. Daarvoor moet jy 'n bietjie meer grawe. As jy 'n vers lees, lees altyd 5 verse voor, 5 verse na. Probeer verstaan waar die gedeelte gaan, liewer as om net 'n klomp verse te lees en te dink jy het nou jou gedagtes gesis en nou kan jy aangaan met die dag. Nee, probeer lees liewer minder en verstaan wat jy lees, as wat jy meer ook lees en jy verstaan niks nie. Maar ten minste 5 verse voor, 5 verse na. Maak gebruik van 'n leesplan. Daar's op YouVersion baie oulike leesplanne wat jy kan volg en jy kan gestruktureer deur die Bybel lees op sekere onderwerpe waar ons nou gaan praat. Dan die 6de wenk is, maak gebruik van 'n joernaal. Dis belangrik want dit help jou om jou gedagtes te orden. Jy kan dit op jou selfoon doen, op jou rekenaar doen of regtig met 'n pen en papier en 'n boek. Maar skryf neer wat jy lees en wat is die indruk wat die Heilige Gees op jou hart maak wanneer jy daai verse lees. Dan kan jy later weer daarna gaan kyk. Nou, kom ek gee vir jou 3 hulpmiddels. Hierdie hulpmiddels gaan vir jou help om makliker Bybelstudie te doen en makliker dieper te gaan. Ek dink die eerste belangrike een, jy het my dalk gehoor verwys daarna, en dit is YouVersion. Nou, YouVersion is die Bible app wat op jou foon is. En wat wonderlik is, al die vertalings is daar, die boodskap is daar. Ek dink net die 2020 vertaling is nog nie daar nie. Maar die Afrikaanse nuwe, die Afrikaanse ou vertaling, die Bybel vir almal, jy kan die NIV, die King James, New King James, Amplified, Good News Bible, jy kry alles daar en jy kan met die druk van 'n knoppie vinnig na 'n nuwe vertaling toe gaan. So, kry vir jou dit op jou foon, en as jy 'n bietjie geld het, kan jy dalk belê in 'n program soos Logos. Maar dit is redelik duur, maar dis 'n goeie belegging. Maar jy hoef nie dit te doen nie. Kry vir jou YouVersion wat gratis is. Nommer 2, koop vir jou Unlocking the Bible van David Pawson. Jy kan dit koop by Koen, dit kos ek dink R250 en is net so dik boek. En wat dit doen is, dit gee vir jou oorsig oor elke boek. Dit help vir jou om net konteks te hê van waar daai boek gaan en basiese karakterstudies te doen. Dis 'n goeie plek om te begin. En dan, nommer 3 is, kry vir jou konkordansie. Jy kan Strong's aflaai van die internet, dis gratis, en dit help vir jou om onderwerpe te bestudeer, soos liefde, soos genade, soos sonde, soos skinder. En dit help vir jou om in te zoom op 'n onderwerp en te kyk wat sê die skrif, alles daar rondom, en dat dit jou lewe verryk. Dan kan ek vir jou 'n paar Bybelstudie metodes voorstel, of maniere hoe jy Bybelstudie kan doen, benaderings wat jy kan volg. Ek dink nie hierdie is in die boek nie, maar ek dink tog hierdie is belangrik. So hier is vir jou 'n bietjie bonusmateriaal. Ek dink een manier hoe jy dit kan doen is kronologies. Jy begin by Matteus en jy werk Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge, en jy werk deur die Nuwe Testament van begin tot einde. Jy begin by Genesis. Dis by ver die moeilikste manier om dit te doen, maar dis 'n manier. Die volgende een is om boek vir boek te doen. Jy besluit, luister, ek wil Lukas en Handelinge saam, want dit gaan as een eenheid saam. En dan kan jy gaan na psalms toe, jy kan psalms werk. Ek het 'n vriend wat elke dag lees hy een psalm,
een spreek en waar die boek is waar jy besig is. Dis 'n goeie manier om variëteit in te werk en dat jy nie half en half voel die ding gaan te lank aan en jy kom by 'n geslagsregister en jy is verskriklik verveeld nie. Nou, geslagsregister fascineer my. Ek wil altyd weet hoe die lyn geloop van Adam tot by Jesus, maar dalk moet jy dit een keer doen om daai lyn te kry en as jy hom het, dan kan jy geslagsregisters eers laat verbygaan tot jy verder daarin wil bestudeer. Nommer 3, kies 'n onderwerp. Ons het reeds daarna verwys, maar kies 'n onderwerp wat jy weet iets waarmee jy sukkel. Dalk sukkel jy met skinder. Vat die Bybel, kry jou Strong's konkordansie en gaan bestudeer die topik van skinder. Gaan werk met skinder deur, maak seker jy verstaan alles oor skinder en kry oorwinning daaroor. En so kan jy onderwerp vir onderwerp in jou lewe aanspreek en so groei. Ek dink nog een is karakterstudies. Dis ook 'n goeie een. Jy gaan lees alles wat daar is oor Petrus. En jy maak 'n karakterstudie, jy kyk hoe die Here die pad met hom gestap het, hoe sy karakter gegroei het oor tyd en jy leer by hom. En dan vat jy Lukas en jy vat Matteus en jy gaan deur die verskillende karakters en jy leer hulle ken. Daar's eintlik ongelooflik baie wat jy kan leer en die Heilige Gees gaan vir jou regtig seën terwyl jy op hierdie manier dieper grawe in die woord in.